any form of bad behavior, including derogatory terms directed at players, officials, or fans of other clubs, swearing or abusive language, threats, whether verbal, physical, or implied, towards any player, coach, or club member. So ons vra mooi, kom ons werk saam, kom ons maak dit 'n wonderlike dag van rugby op en af van die veld af. Orde asseblief, ons vra baie mooi. En ons gaan vreedsaam met mekaar uit as 'n dag van talente wys, nie 'n dag van vuiste wys nie, spieslikheid nie hoor. Kom ons gaan die wedstryd te volle. Baie dankie. Wax ons nou uitgebring. Oh yes. Any individual found in violation of these standards will face immediate disciplinary action, including a fine and or ban from club activities. Repeat or serious offences may result in permanent exclusion. Eagle Stars stand for fair play and respect. We expect everyone, players, coaches, supporters and visitors to act accordingly. That's right, Uncle Roxo. Thank you for your cooperation, Eagle Stars management. Kom ons gaan die wedstryd. En nou vat Leicester United in die veld. Hy hardbond vast daar teen iemand, maar so right, hy is so right. So daar by mekaar voor Leicester United. Die vat die veld, so 'n paar bekende gesiggies. En ons maak gereed vir Eagle Stars se beespan om ook die veld te vat vir hierdie baie belangrike wedstryd. En daar is iemand weer besig om te konkel. Ons fanfarokie konkel nie. Ons kan te water. Geen konkel nie. Sy is of wie of jy sien nie. En daar kom die Stars as Brisbane. Geleid deur Cesco Julius. Die vat die veld. Cesco die is daar op die veld en die span is gemeng met beide ervaring sowel as lig. Baie dankie al die skade, die sal nou die veld verlaat. Smart man. Ons wag ons 'n beer af as jy die A-span speel. So nou is dit die B-span. Hulle wat klaar daai jare gespeel het, soos Bucks hulle kom dit af. Asseblief. Of ons sit jou uit een van die twee. Ons sit 'n waggenaar. Julle wag nou man. Ek sit sy ouers uit hoor. Dan as hy uit, dit is sy ouers uit onmiddellik. Hy gaan nie fokus nie, ek sit sy ouers uit. Hy gaan nie fokus nie. So hy moet kies. Hy moet kies. Dan hy uit. Dan kom daar uit nie meer rus doen. Sê ons. Die skeieregter die is in die middel. Dis die man van Oudtshoorns en hy blaas op die fluitjie en hy spas kop af. Wat daar die Gregorius Grootboom. Cesco wat natuurlik die bal op sal sit en niemand anders wat onder die bal sal kom is Dian. Skeieregter die is die onmiddellik vir Dian en geel kaart. Dian die sal kom sit vir so 10 minute. Cesco die vraag vir die skeieregter sê my beslissing is finaal. Is dat jong?
Komt die praat van Dine. Niks nou net die val aan, zo'n klein schopje. Dus kijk wat er weer met die bal. Scheidsrechter sê nee, julle is voor die skoper. Strafskop daar verset van Eagles daar so 23 meter van hulle doellyn af. En Denzel maak seker, hy skop die bal so lekker ver uit. Dit lyk amper so 7. Twee bal op die veld, die huidige doelpunt. Winststand gevorm vir Eagles Stars. Bal word daar oorgegooi en zwaai, die kry die bal. En die lijn staan Cesco, die gaan die skoonmaak achter die hak. Bal in die hande van Gregorius, hy vat 2 manne gewoon toe daar. Ringen, die vat ook die bal in. Hier 2 manne. Bal nie aan van hulle Denzel gee dit vir Brandon, maar die verloor die bal. Scheidsrechter sê advantage over. En Godfried die kry die bal. Hy gaan dit opmaak vir hy en sy broer. Is die bal terug. Ons ken hom, hy gaan spoed, hy vat aan. En hy is so net voorbij die eerste man, voorbij die tweede man, meer en voorbij die derde man, hy gaan vir hom toe. Scheidsrechter speel voordoen. En daar haar persoon om vast, haar teen Hurley. De bal wordt voor luchtspelig weggegooi. Nadat de André die man gaan vatten. Ik denk dat is de eerste scrum van hierdie wedstrijd. Zet van die Eagles jullie hier zo. Want nie, hulle is nog hier nie. As jy nie nou van niks daar aan vraag nie, is julle nog hier sien. Die Senebees die loop hoog aan beide kante, selfs in die Aaspanse kant. Die manneke die sit nie, maar dis die beespan wat nou speel. Scheidsrechter die is nie te vergeet in die skram nie, hy herset hier in die skram. Bogen. Skram word weer geherset, daar aan die kant van United en Eagles Stars wat speel. So klein, enkele klaar. Manchester United die gee 'n goeie skram. Scheidsrechter die blaas op die fluitjie. Hy sê seker dit nie die druk hanteer nie. En Leisner die sê kom weer. Dis nog vroeg in die wedstryd. Hulle sê kom weer. Ons sal sien of Eagles Stars jou weer kom. Die bal word so mooi uitgeskop, so op hier. 45 meter binnen die halfgebied, 5 meter binnen die halfgebied van City Eagles Stars. En ons kyk wat maar. Scheidsrechter sê nee. Hy is net die vat vinnig aan. Kaptein nummer 5, die gaan vorentoe, maar hy kan nie verder is. Michael Wing kom, hy gaan grond toe.
Daar's 'n gaatjie die net 21 dis nie gaan, maar klein als die vang hom. Hou van die bal naar rechts, kom ons kyk wat maak hulle. Bal word mooi versprei na links toe, speler kom binne toe. Skeidsregter blaas op sy fluitjie. Hulle sê holding on, dit beteken die speler wat op die grond was, het die bal vastgehou na die tackle. Denzel die bring verligting, hy skop die bal so uit. So 27 meter. Die senuwees, die is regtig hoog mense. Die mense is choepstil. Choepstil. Wara, jy kan amper op die speld oorvlak. Choepstil. Eagles Stars, die sal die lyn staan behartig met Raymond Krieger wat sal ingooi. Alles daar nie aan van Chesco, Denzel gee, Denzel schiet so skiep. En die ander van Ember Gous, hy gaan grond toe, hy gee die bal uit. Skeidsregter die speel voordeel. Skeidsregter speel voordeel vir 'n hoogvat. Denzel, die sit die bal mooi uit, seker so. Dit is so 30 meter weg. 32 meter weg met die doel van Leicester United. Sit van Eagles Stars, die speler die herkende geel en groen, ook met 'n bietjie wit, van rechts na links. Leicester United ook met die wit en die blauw, die speel van links na rechts. Goeie contest, die lijn staan met die is nog iets van. Gregory is achteraf vast in 2 man. Hy word grond toe en vir die bal terug. Enver die kry die bal, hy sien 'n klein gaatjie. Hy gaan grond toe. Michael Wynn gaan in, hy hard op strijd. Bal word geroep naar links. In die handen van Jean-André. Jean-André is niet binnen toe. Jean-André is nog steeds op zijn voeten. De bal is beschikbaar. Klein als hij heeft een man met de paard. En 3 andere mannen moeten hem komen helpen. Scheidsrechter sê, hands on the ground. Scheidsrechter die straffen Leicester United en die kegelman die is al reeds op die veld. Met spoed is die kegelman op die veld. Chesco die sal die speelpalen toe aanlee. Met die telling stand nog steeds op 0-0. Tijd is op neem wat je hebt, zo, maar je meldt aan met die... Jij gaat naar die schop, hè? Hoor voor je zo. Naar die schop, hè? En Chesco die slag natuurlijk met die doelskop of strafskop. Recht door die palen. Telling die skuif aan naar 3-0. En die plaatsvervangers die gaan warm op. Hulle sal daar aan die ander kant soos ons sal sê. Aan die beste kant gaan opwarm. En Dian Godfrey die is terug op die veld na die geel kaart. En dis nou is Seattle Eagles Stars die is nou voltallig met 15 spelers op die veld. Die 14 begin is soos skelm skoppie, maar die skeidsregter sê nee man, toch is soos skelmie. Man Leicester United sê kom gulle, kom ons kom skrum. Sean, hy is die man wat hulle nou so uitdaag. So kom ons kyk wat maak Eagles Stars met hierdie skrum. Laat hy nie optellen nie. Laat hem eens dink.
Die skram die dit so bietjie moe. Ja, so 'n goeie skram die Manchester United, maar die bal is uit. En die bal is in die hande van Enver. Enver die trap so vinnig die nummer 12 hier af. En die nummer 12 jaag hom nou. En hy is nou so kwaad, hy gaat hom slag. Saans aan die bal kry, like maar hy gaan daar. Baie goeie. En die manne van Zwaai kies op weer een man. 2 manne die bring hom grond toe. En die hande van Gregorius groot man. 3 manne. Chesko bietjie bal, bietjie vir Denzel gee vir Enver. Enver hy soek 'n gaatjie tussen 2 spelers. Chesko is weer op die bal. Gee bal vir Denzel gee daar vir Godfrey. Godfrey gee so 'n klein skoppietjie. Denzel die nummer 21. Skeidsregter sê nee. Strafskop daar van Leicester United. Weer eens die gemoedere loop hoog, maar ons vraag weer eens alles maar gedraai julle asseblief. Die bal word dus nie uitgeskop nie. In die hande daar van Chesko wat vir Dian gee, Dian het gerus. Kom ons kyk wat maak hy sien nog hy wat is net hy gee so 'n klein lapperskoppietjie. Die bal word daar vir nummer 9 gegooi. Hy is uit manne uit. Welkom hier so wys dit sê. Word so 'n lekker skoppie gegooi en Godfrey die sal skeidsregter sê nee, geen voordele, julle is almal omkant. Almal is 3 is omkant. Ons het weer kans om 'n bietjie asem te kry. Die loop, die altyd die klop vinnig. Afrika is my al een wat ek doen. Die nummer 12 die vat die reek aan. Maar Brendan die is op die skouer. En hy kan so die bal ook aan die ander kant lê. Skeidsregter sê nee, julle is die 10 gewees vir die lyn staan op nie. Jander die vat vir aan daar, nie vir aan. Ons het die thema daar om die enkels. Hy het goed gedoen. Ons het die thema daar om die enkels te kry. En die spelsmaker die plaas onmiddellik op sy plekkie. Hy is eerste daar. En meneer Kleinman sê vir hulle, ek is hierso. Ek is hier. Die bal is dus afgeneem. Baie goeie werk. Baie goeie skopie daar van Denzel. Die bal is omtrent so uit. So 1 meter voor die halflyn. Met 'n lyn staan wat dis nou in Idestal se gunst moet wees. Die bal is skeidsregter die speel voordeel, dat is redelijk vir die aanslaan. Krijg is op die bal. En Kleinman is weer daar so. Skeidsregter sê weer eens, dat is al right, maar ons speel nie voordeel, daar is geen voordeel nie. So, dit is Leicester United se gunsteling gedeelte van hierdie game nog sover. Hulle sê hulle wil beeskrim, maar lyk nie nou nie so nie. Emron, bietjie ek ooit vir die saak. Maar kom ons kyk wat gaan nou maak met hierdie skrim. Ja, hier wat hy.
Skyn sy, maar ek kan julle net bietjie beter set op die scrims. Beter geset op die scrims, maar kom ons kyk. Is net so 1 meter vorentoe en vanaf kan daar niks verder gebeur. Daar is hulle Themba gespeel. Die sal natuurlik nie pas nie. Hy gaan aanval. Goeie insny werk daar deur nommer 15. Maar nooit gecounterraak. Skeieregter die plaas op die flankie. Van die bal afgespeel. Baie goeie counterracking daar. Een van die maarste mannetjies op die veld. Van Eagles Stars goed gedoen daar deur Dean Godfrey. Nou dit is op die bal. Baie mooi uit, so daar in die, so 2 meter binne die 5 meter. Dis lijnstand daar vir Eagles Stars. En die paaspan die sang, krijg self weg. Kleinhans kry die bal in die lyn staan. Die skeieregter sê dis nie 'n sek nie, die sak was 'n bietjie laat. Skeieregter sê geen voordeel nie, bal vorentoe gegee, maar iemand het te laat gesek. Dis seker weer Sean. Hy steek sy hande haar by die waan toe nie. So dit is 'n strafskop. Word baie mooi geskop daar deur Denzel. Lyk so op die 5 meter die van Leicester United. Kom ons kyk wat maak Eagles Stars met hierdie bal. Eagles Stars se coach van die beespan is dit. Ons soek 'n ander lynspan aan net. Op een of ander manier het Nys na die bal nou en die loskakel die maak seker hy stop die bal uit. Die lynstaan is nog steeds daar vir Sheffield Eagles Stars in die kwartgebied die van Nys na United. Chansa die hardloop en daar wat hy lê, hy kruip nog 'n bietjie rond, trek die van die bal, hy probeer nog so 'n stukkie vorentoe. Kom ons kyk wat maak Eagles Stars met die bal. Hulle doen so 'n klein piedietjie na links, hulle doen nog 'n piedie na regs. Dit is so baie na in die doeling vir Leicester United. Skeieregter die speel voordeel. Kom ons kyk. Kleinhans die. My minute. Wat is skeieregter se passe 3? Die passe 3 daar in Raymond Kligan. So knap piedie net so links verby. En hy word weggehelp. Niemand anders as Kwagga die gaan druk die 3. Ja, Raymond die gaan druk die 3. Die telling skyn dus aan na 8-0. 0 is Eagles Nystars en 8 is Eagles Stars in die hoor. Hij is te jong, man. Hij is te jong. Hij is te jong, kan hij het voor zo sorry meneer, wie laat hem. Maas Bogen. Waar Bogen? Hy is in hy kant. Hallo pe, Wolfjak, hoi kepi.
Daar zo, onder die boom. Bogen! Wogan. Dat is wel beter. En die bal wordt voorgezet in de chest van Julius. Spelers geven aan double digits. 10-0. Danigans van Seattle Eagle Stars. Neisner die moet nog punten aantekenen vandaag hierzo. Weiden, daar is een boodskapje voor jou, Weiden. Weiden, daar is een boodskapje voor jou. Weiden. Ja, Weiden. Godfrey verteidigt voor Weiden. Dat is fijn. Weiden, die zal die vlag moet afgeven daar. Ja. En hier dit bloed wat spat die PVL logo is, maar dis rugby knocks hoor. Dis hou het so. Twee spelers, die van Neisner, die is tydelik vervang met twee ander spelers nadat hulle bloed ontdek het in hulle liggame. Bal word afgeskop daar deur Neisner United en Brendan die verloor die bal so ongelukkig. En Brendan kry die bal en die hardloop oor nou 10. Maar dis nadat die bal aangeslaan het. Dis nog wanneer jy kwaad is en hardloop jy sommer man om. Die nummer 10, hy is sommer kwaad vir Brendan, hy vat daarom sy handjie. Skram daar, Eagle Stars 10-3 stippellyn. Skram sê die stryd afgerond toe, strafskop daar aan Neisner United nummer 12. Hy besluit, hy wil hardloop, maar lyk my hy hardloop sonder sy bal. Skeieregter sê nee, dis hoogvat. Skeieregter sê dis hoogvat. Strafskop vir Neisner United. Die gaan seker vra om te skrim. Maar as jy die bal net skop, maar moes jy wat gaan hulle doen? Hulle wys, hulle gaan pale toe, hulle is nou moe geskrim vir eers. Hulle skop pale toe. Die bal is daar links van die linker regoppaal verby. So dit telling die bly op 0 vir Neisner United. Die skopper die kan nie glo dat dit mis is nie. Hy sê al die jare skop ek daar so toe. 'n kwart skopie nou. Skeieregter sê nee, maar hou vas, hier's te veel manne, die bloedmanne kan maar op jou afgaan en opkom. Hij pakt op de boer. Hij pakt op tape. Alsjeblieft man. Mensen die zijn die kwartkoppen behartig. Hij is een skopje in de grond. En die aan de dag van de kleren. Hij zei, wat ga je maken? Hij kiest verkeerde man. Hij kiest verkeerde man. Hij gaat niet om aan de gang. Oké. Staffeling daar. Ik wacht ook net.
Het is halftyd daar. Die telling wie bly op 10-0. Eerste helfte, die is iets van die verlede. Ons sien nie nou terug, ons gaan so 'n paar rekeninge gaan betaal. Sien nie nou nog. Tweede helfte, die begin met so'n goeie skoppie, lekker hoog, maar nie 10 meter nie. Lekker mooi dag vir rugby. Niks op winde nie. Knysna United het alweer gerus, so hulle wil weer die skrim hê. Ons kom nou weer daar vanuit ons dames, meisiekinders. Hulle gaan die skrims kom bring vandag. Hulle gaan rekord ons, ek en so goed. Ja nee, het was baie nice om my kinders te sien speel. Skeiersregter die gee so 'n paar minute daar die skrim. Seker te maak almal doen dit wettiglik. Gregory Grootbom bied hom weer 'n strafskop af daar, nadat Knysna United so 'n paar meters getref het. Basket dan. En wij zullen eigenlijk dieper daar de lijn staan af. En die nummer 7 die maakt een goede beweging daar. Dus Maxwell Kibitz, maar hij kon nergens komen niet. Die scheidsrechter die blaas op zijn flankie. Dus weer een strafschop aan de kant van Settle Eagles. En hier is dit nou weer die team wat nou weer van Brendan daar is een beetje veranderd hier uit dit wat aan doen. Daar grond te geneem. Hier staat die van aan met Godfrey, hy had een weg van die slewe op. Ons kyk wat maak hy met Zandre en sy buitenkant, hy geef op die Zandre. Ja, Zandre, die ongelukkig van net mis. Dis een baie goeie beweging daar van Godfrey. Godfrey Junior, hoor nie Godfrey Senior. Baie goeie wedstrijd so ver hier so. As jy nou my stem kan hoor, jy is by die huis, sal jy moet haas maak om waardeblokgeld te kry, want hierdie wedstrijd, dit is van hooggehalte. Maar die telling is nog steeds 0 vir Knysna United en 10 daar vir Settle Eagles Stars. Ja, dan gaat in die boven luister. Weer eens 'n skrim, die keer weer vir Knysna United. Het is 'n aanleiding gekry van iemand wat ek moet sê Knysna United nie. Maar okay, ek sê maar nog steeds. Die skrim is die vir 'n saak en 'n ander saak kleur. Knysna se nummer 6 die vinnig tik, maar die is ongelukkig nie agter die merkie nie. Skeiersregter gesê daar was 'n druk op die gras. Voordat daar gespeel was in die bond, stryd na die bond toe gespeel word.
Die teller die bly nog 10-0 met die nommer 10 wat uitskop. Nee, as die kos vir jou die shot. Is die kos. Alleen staan daar van Leicester United. Kijk eens uit die plaats op die flankie. Kijk eens uit die plaats op die flankie. Dit is een vrije schop daar van Leicester. Bezit van Eagles Stars met zo'n klein vorentoe aan je daar. Kijk eens uit ek is in lijn. Ek sien zo'n klein vorentoe. Cisco die sê, hey, hoe is dit moeilijk? Die skare van Bezit van Eagles Stars is julle wat? Ek sal nie weer die rocketary gebruik. Sien. Hallo. Daai harde geluide tel is alles hier op. Dan kan ons sien. Dis nou weer 'n skrim hier van Leicester United. Hulle is nie nou meer so gretig om te skrim nie. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie ene. Skens hulle sê nee man, kom ons breek op. Kom ons doen dit reg. Almal bly op lyn. Almal staan direk vorentoe. Die skrim word hervat. Misschien wat maak Nee, die van verskoning nog. Wat is dit? Nee, daarom praat met verskoning. Ik zal als het verkeerd is, als het verkeerd. Ja, die skrim is een bietjie beter. Hy is net die weer vorentoe, waar die scheidsrechter sê speel die bal. Die scheidsrechter sê ek is weer eens in lyn, hy staan met ek sê dit is vorentoe. 'n Skrim verkeerd daar aan die kant van Sedgwood Eagles Stars. En wat lyk asof daar nou iemand is wat die veld sal moet verlaat. Ons moet nu een middelpaal maar gaan Ek wil maar net sê so is die span game maar op. Hulle moet maar spykers vasgehou. Vat die pale. die speler daar die so hardloop op die veld. op die Sonder sokkerpaal. die scheidsrechter sy kopkaarte gee, dit is wel syne. Net spykers vas. Maar die scheidsrechter die vlagman Ja, die ja. verifieer. Ons moet ook pale hê. Voor hy dit aangee. Nee, reg. Kyk, Dis daar. scheidsrechter die het saam die kapteine gepraat, die kapteine die moet die boodskap gaan oordra daar aan die spelers. Dis natuurlijk 'n boodskap van kom ons hou die game skoon, veilig. En kom ons los my uit dat ek my vletjie kan blaas. Die aanspanspanne, die van Leicester United en Sedgwood, die maak al reeds warm vir die groot wedstryd wat so later aan sal afskop, so hier by 4:30 se kant. Dis nou 'n skrim daardie keer vir Leicester United. Kom ons kyk wat gaan gebeur met hierdie skrim. Die spelers die van Leicester United die is in. Die is toch so ver lekker voorgeloop in die skrims. Maar kom ons kyk wat gaan nou gebeur. Daar is so 'n plaas van ons. Ja, dis binne. Ngapha. Leicester United die domineer weer eens die skrim. Die nommer 8 die kry die bal. Ag maar hy kom nie so ver nie. Hy gaan net so ver as wat hy die lyn is. Die vat die bal in die lug af van die nummer 12 af. Maar die scheidsrechter sê nee, Eagles Stars, julle die battle verloor. Daar by die skrim, so geen voordeel nie, ons gaan terug. Daarna die skrim voordeel vir Leicester United. Nummer 10, die gaan die bal kyk hoe ver hy die bal kan uitkry. Ag, hy kry weer eens nie die bal uit nie. Hy skop na nie daar van die trap die nummer 23 af. Hy besluit hy gaan om hom hardloop. Hy besluit hy gaan skop die bal so voor toe. Dis 'n kwessie
Mense van kry die speler nou. Diana het so baie goeie meters gemaak na die nummer 10 geslaag het nie. Maxwell die hard op hard. Maar hy gaan hard op. Die wordt geroep naar links. Maar die nummer 8 besluit, ek gaan nie my onbeleid gebruik nie. En Boris op die bal. En dat is houding on. Weer eens een strafschop. Dus nadat een van die spelers van Leicester United besluit, ek gaan binnen toe. Ek gaan na die overlap gebruik nie. Sê van Eagles dat die speler vinnig die bal word so wonderlik daar gegooi. Hey, dis net so magic wat hier gebeur. Kom ons kyk wat maak. Jandre kom binnen toe. Word goed gespoor gemaakt door Eagles. Bal is daar in die handen van Redensel in die handen van Boerkies. Hy kon net opgekom. Hy gaan van oor die nummer 21. Mooi spoor gemaakt daar. Bal in die handen van Greg Borges. Hy gaat nergens. Nee, want hy geef vir Hully. Hully sê gee kom en die bal word iets wat verlos gevat. En daar so word nou een strafskop. Daar so in die middag. Dames en heren, gee handen klap van niemand anders te daar as Jason White, raadslid daar van Leicester. As hy wou eens kyk, onthou het as hy my kyk, as hy ou. Sal ek dit nou sê, wanneer hy terugkom? Die nummer 12, die het 'n paar vrae daar vir die skeieregter. Hy kan dit nie verstaan nie. Ek dink dit is die 4de keer wat hy vra. Ons sal hom later vir 'n reël boekie gee. En Chesco maak seker van hierdie skop, die bal is middelbeer. En die tel hom die skuif aan na 13-0. 13-0 in die guns van Sheffield Eagles Stars. Met Leicester United wat nog zwaar na die middelveld toe loop. Hulle weet nou nie meer wat ek kan toe nie. Maar hulle beweeg, hulle kom nog uit nie waar nie. Hulle sal uitkom. Die bal is daar, daar is 'n plaasvervanger. Nummer 20, die gaan op die veld toe. Die is 'n ou wat soek aan 'n sap. En dit is Maxwell Kiewits, die sal die veld verlaat. Kom ons gee hom so 'n handeklapie daar so, Maxwell Kiewits. Oud Eagles Stars speler, die gaan af die veld af. Baie goeie wedstryd gehad. Paar meters gemaakt. En die ander van Godfrey. Scheidsrechter sê nee, hy is op die grond. Hoor vat die bal op. Chesco, die sit die bal. Die nummer 16 los die bal. Die aan die tel die bal op, maar hy het nou vast die nummer 12 wat gewag het vir hom. Eagles Stars die bal, dis Redensel, hy kyk, hy val aan, hy gee hom vir Enver die hardloop, hy soek sy neefie, hy gee skoppen vir sy neef, hy sê, neef gaan jy voorhand toe. Die bal, die val ongelukkig nie so lekker nie. Sy net een bal speel vinnig. Brendan die gaat om groot, maar die scheidsrechter sê voordeel vir die hoogvat, so bykie hoog. Scheidsrechter sê geen voordeel nie, bal kan nie uitkom nie. Baie goeie aanvallende rugby daar die agterlyn, maar Leicester United, hulle speel vinnig. Die loskakel bal daar vir die 6, Greg sal jaar met die loskakel die 6. Die maak die baie goeie teken, so klein vorentoe aangee. Ach, die bal vorentoe verhoor. Baie goeie teken. As niemand anders te daar is nummer 16. Bal van vorentoe in die teken. En dan gaan 'n baie groot veteraan die van die veld. Dis niemand anders as Winfried Soldaat. Hy is daar op die veld, ons sal sien vir wie hy vervang. Uit die Kaap uit. Hy het spesiaal uit die Kaap gekom vir hierdie wedstryd. Kom ons gee hom so 'n lieflike aanklop. Niemand anders as Winfried Soldaat nie. En hier is die jong man Patrie. Hy gaan af van die ervaren Winfried Soldaat. Winfried van sy ondervinding daar in die span toe. Hy het ervaring, grote jare ervaring. Hy sal natuurlijk kyk wat ek in haar maak met die jong mannetjies daar. Hy kyk hulle so in die oog. Maar kom ons kyk,
Ons is weer terug hier by die skrim. Natuurlijk, klanke daar, uit die skrim uit. Ons kyk wat gebeur met hierdie skrim. Manchester United het seker die staan van die voete afgeskrim. Baie goed so ver. Manchester United loop voor in die skrimtelling. Skrimtelling was iets soos 6-1 of 6-0. Maar die telling is 10-13-0. Die nommer 10, die maak die keer seker. Hy gebruik daar sy regtervoet met die Adidas talk en hy skop die bal uit. Interessante skuive te wees, dis Bernie Solomons, die vervang vir Brendan Blou, as ook Elmer Jones, die vervang vir Jean-André Fredericks, ook twee gevare spelers die kom maak, hier op die veld, kyk wat kan hulle bring. En daar is nou net so 'n paar dingetjies wat gebeur. Brendan die kom, hy kry sy kopkaart terug, Jean-André kom. Emran kan as weer in die vraag vir die vlag, maar as ek op die rechte plek mag ek hier staan. Bal word oorgegooi daar. Manchester United die wil aanval. Word opgetel daar weer nummer 1. Manchester United die spelers die roep. En dis Emran wat as weer in terug gaan druk op baie goeie 3. En die eierbees gebreek in die linkerkant. Die telling die is tans op 5 vir Manchester United en 13 geset vir die Eagle Stars. En Emran die kan nou weer draf tot die ander kant. Kyk hoe gelei as die tweede span se pak en kyk hoe klein is die span se. En die 15 die gaan kyk om die telling daar aan te skuif na 7 toe. Want Emran is eerste span kwaliteit. Ja, dit is een heel mens Woesie. Kyk na die palen toe. Kyk, 3 manne wat doen, sal doodskrim. En hulle ken mekaar, so En hierdie keer is die skopper suksesvol met die skop. Die telling skuif na 7-13. 7-13. Here we go! En Zennen die gaan nou vir Jean Kleinans vervang. Was het tyd omtrent so 15 na 20 minute as 'n speeltyd wat nog oorbly. Zennen die lange die maak ook so op die veld. Man van ervaring. Ons kyk nou die balance in weer reg. Maar dit is so 'n lekker skop hier daar terug. En hy sien vir Leroy en hy laat val die bal sommer. Die nummer 5, die sien vir Leroy en die bal verloor. Zo'n rubber. 5. Zo'n rubber. Zo'n rubber, die as wat hy sien vir Leroy. Leroy is wat kleiner mannetjie as John Rubber. Maar John skrik om poeglam en laat die bal uit sy hande val. Sommer net so. Hulle word nou vervang. Hulle kom op baie goeie wedstryd. Ons hulle moet so hande klap. 'n Baie goeie wedstryd. Al die pad daar van Leicester. Ons speel hulle baie goeie wedstryd hier teen Leicester United. Skryter die hier vryskop. Baie praat. John Rubber sê ek gaan nie weer die bal vat nie. Hy gooi die bal eerder weg.
Hy sê nee, ek laat die bal sommer vinnig uit my hand uitval. Emron met as begin die probeer oor Zenin gaan, maar dit wil help nie. En dat is een strafschop vir holding on. En vir Boertjes, die is oor die bal na Zenin vir Emron getekkel het. En Emron sê Mr. Ref, hulle is, ach nee man, Mr. Ref, hy skik sy kop. En hy skijnsrechter sê, wacht, ek gees maar 10 extra. Skijnsrechter sê, ons geef maar 10 extra. En hy speel, wat Denzel die speel as pas van hy. Seentjie, die gaan haas met die gaaitjie. Skijnsrechter sê, jylle is die 10 nie en jylle speel die man. Onaanvaarbaar, kom die bal terug. Nou aangesien ek hom nou weer sien, wil ek net op aangesien ek hom nou weer sien, wil ek die boodskap afgee daar vir raadslid Jason White. Aangesien jy mos nou in jou kapasiteit as raadslid is, jy is welkom saam met jou neef 'n koppie koffie te kom drink later hoor. Dankie raadslid White. Ons weer so skeef inskrim weer daar die Leicester United van Eagle Stars. En Sean, die besluit, hy gaan die bal opneem. Hier is die bal. Hier op die bal, maar die skeidsrechter gesê, nee, daar is nie genoeg tyd gewees nie. Hy did not survive the clean out. Daar moet net vooruit toe gedruk word. Leicester United die val aan, skeidsrechter. Die plaas op sy vletjie vir die hoogvat. Leicester United die val aan met die nummer 12 wat vorentoe beweeg. Hy word grond toe gevat so 1 meter van die halflyn af. 6 gee die bal. Hy sien vir Johnwood, hy sê nee, Johnwood gaan die bal aanslaan. Matus slaan hy die bal aan. Die nummer 6, hy sien net vir op, hy sien vir Johnwood en hy sê nee, hy man verloor die bal. Wat hy verloor, hy op die bal. Berens op plaasvervangers, die word gemaakt. Niemand anders as die man wat die 3 gedruk het, Emron van Aswegen, die kom van die veld af. So ook die nummer 8, misschien vir hulle handeklip vir hulle dienste gelever vandag. Baie dankie manne. Hulle mag maar die veld verlaat. En die nummer 12, die kort nodelbeamte, die nummer 12 kort hulp. Die nummer 12 kort hulp. En daar is die nummer 12. Maar die 21, die soek ook hulp. So, Jodel word ontbied op die veld op. So paar instructies wat gegee word. Aan beide kante. Is baie bly met mense daar van Nystad te sien wat hier in die kant van Sexton sit. Niemand anders daar as June en haar familie. Welkom. June Loretta sê hallo. Sy sal jou in Nystad kry. June Loretta sê sy jou in Nystad kry. Die nummer 12, die hou sy skouwer so bietjie vas, sy regter skouwer. Die veld is besig om stadig vol te raak. Met hierdie wedstryd omtrent seker nog so 10 minute wat nog speeltyd is. En dames en heren, ek is mos nie man wat die dinge nie. MJ! En hier kom die achtbare MJ! Mr. Che, MJ! Mr. Freddy Hartnik. Ons gaan Mr. Freddy Hartnik moet goed. En hulle sê daar is so 12 minute speeltyd oor van hierdie wedstryd. Iets is net nie lekker by die scrims nie. Dis weer so 'n vryskop daar van Leicester United. Emron die het 'n keer agter. Johnwood Robert die bal.
John Ribbit hierdie bal in. Nummer 3, hy sien 'n gaatjie, maar hy word grond toe gevat. Daar word geskreeu vir die bal na links. John Ribbit probeer sy bes te weer. Hy vang weer die bal. Nummer 3 vat die bal. Hy word hard toe gebring. Hard grond gebring, kom miskien wat gemaak nou. Nice daarvan, hulle sê eers speel die agterlyn word gespeel. Die veteraan, die verloor die bal, maar die skeieregter sê geen voordeel nie. Ons het ook de aanleiding gekry dat ons moet erkenning gee dat raadslid Russell is ook hier op die veld, raadslid Russell en ook so die direkteur van integrasie Human Settlements, hy en sy vrou, al die pad daarvan Dubai, hulle is ook hier, ons neem kennis. Dames en heren, ek moet erkenning gee, is daar vir my gesê word. Dames en heren, dis weer Rick op sy beste en so die bal te spring rond. Ons kyk wat gebeur, Leroy Driesop die man uit en die teammanager. Leroy tackle die man en die teammanager. Dis nou daar so aan die linkerkant. En nice na die gaan nog so paar plaasopvangers maak. Ons welkom ook hierso vir mevrou Lottering, die kom ook op die veld. Zennen kry die bal nie. Skeieregter sy weet, short arm vir Eagle Stars, vryskop. Jan beet die bal, hy gee die bal daar vir Wing is begon. Boeta, een van jou ouwe studio man. Hy kry die bal so hier terug, hy kry die bal baie mooi van grond toe. Bal word daar in die hand van Elmer gegooi. Elmer kyk waar is die gaatjies. Hy is 'n klein mannetjie, hy is met die kleinste gaatjie op. Bal word daar in die hand gegooi, lang na toe. En allemaal die roep vir die bal en die bal word daar, die bal nie gegee, bal nie gaan gooi. En Tian gee die bal vir sy broertjie. En hy sê man, hy wil baie goeie handewerk. Hoe hulle sal sê, hy man oefen daai in die agterplaas. Gee die bal verdedig en die bal vir daai ene. En John Wynn, hy is begon. Sansa, John Wynn het besluit, hy het 'n hamstring getrek. Hy hou vas. John Wynn, hy het getrek. Hy hoek. Hy kan nie. Dian het sy remie laat gaan. John Wynn sê nie. As hy nie iets anders vir my. Baie goeie werk hier van Seattle Eagle Stars se beespan A2. Baie goeie aanvallende rugby tussen die twee broers. Zennen probeer, maar die ene vooraf die kry sy bal. Weet jy op een of ander manier met die 21 daar grond te gaan. En John Wynn is met afgetrap. Jan het sy remie afgetrap. Hy word nog gejaag hier van die veld af. Ons sien hier so kom Balpie ook aan, ons welkom hom ook. Hy kom al die pad daar, George het hom Leicester United te kom ondersteun. Weg trevel die man. Hy sê hy gaan sommer bly hier so wat hy sommer môre ook hier kan wees. En Emron die word gevra om vir John Wynn te gaan vervang. Hy draf hier jong. Waarom nou? Hy's 'n hakker stuk so. Daar sal jy so 'n paar skuwe plaasvind, skaakskuwe. En Sean weet ek moet slot toe gaan. Hy staan sommer onmiddellik in die slotposisie in. Ja, so hulle sê nee, Sean, jy maar 8. Sean besluit hy sal op die 8 sit.
Dis 'n baie belangrike scrum. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Skeieregter sê kom ons maar ons doen nog die hele tyd goed aan die scrums. Mense die veld raak vol as daar nog nie 'n plekkie langs jou is. Sê maar vir jou muggie dalk meer. Sy sal moet kom om my plekkie in te neem. Want dit raak vol. Hierdie keer is die scrum 'n bietjie beter. Eagle Stars gaan vorentoe. Bal word daar gegooi in die hande van Godfrey skiep. Hy gee vir Alibi, kom ons kyk wat Alibi. Klein gaatjie, klein spoetjie, daar is hy. Hy is in die lug gehou. Baie goeie scrum die keer van eerste van Eagle Stars. Zwaai, die gaan grond toe daar. Kom ons kyk wat ook gebeur. Iemand besluit, hulle gaan links rond daar. Ons gaan nie sien nie. Sê skou, die gaan die bal sit. Daar word die drie getrek. Die bal neergesit so langsaam om. Baie goeie drie. Ons sê mooi daar vir Eagle Stars se beespan. Dames en heren, die muziek die pop. Ja, is niet zo. Er is al als Brassy Parky. As ons nou nie weet met die tweede spel, as oorlog van oorlog, Ik bedoel het wel, die vraag van die scheidsrechters op aan vragen. Ja. Maar hier zo, hier bij Brassy Park. Dit komt tegen aanleg om die tellen te schrijven. Ja, kom maar terug toe. En die klaar, die schiet hem hoog. Die tellen die schrijft aan, kom op terug, sien het. En hier is daar zijn bierspan. Die maakt zeker die record van 14 jaar. Die blijft staande tussen die twee spannen. Kijk, ons kunt vir die archieven gaan uittrek. En die bierspan is altijd nog succesvol tegen hierdie Leicester United span. Die bal word daar vorentoe aangeslaan deur die span van Leicester United. Vorentoe aangeslaan met 'n scrum. Scheidsrechter gee 'n strafskop. Scheidsrechter gee die strafskop verander na strafskop toe. Nou die span van Leicester United die verloor op hulle temperament. Hulle denker gee so 'n goeie skoppie. Met die nummer 19 wat probeer die bal inhou. Die skoppie was so perfek uitgevoer. Dit lyk asof dit die einde van hierdie spel is. Die laaste beweging met die hoeder wat afgegaan het hier aan ons agterkant. Kom ons kyk wat gebeur met die laaste beweging van hierdie wedstryd. Daar so. Skielik as ek kom ons hou die gaping. Die gaping moet gehou word. Bal word daar mooi gevat deur Leroy Hartzenberg. En daar so, rond te gaan deur Eagle Stars. Sê vir Eagle Stars, die wil speel. Laat die go! Die nummer 12, die 14, 24, die gestamp grond toe. Hy is die mekaar. Verdedig hier so klein skopje in die lucht. En Sinatema die van aan. Sinatema, hy loop hem ongelukkig vast teen niemand anders as die Godfrey nie. So haar word nergens gegaan nie. Sinatema nergens. Leicester United se mentor soldaat die val aan. Hy is daar die gaat. Hy kyk as die senior speler, hy is alleen. En haar word hy is nog steeds op sy bene, maar hy is net inspan. Ja, hulle kan nie meer nie. Ja, die nummer 15 is ons koppie. Hulle is die bal uitgaan.
En die bal is uit daar aan die ander kant. Spel wat van die Nuisner uit het sy kwart gebied af. Tot die Ines as kwart. Skeidsrechter sê, dis genoeg vir eers. Die telling die bly op 20-7. Nummer 1 van die dag.